Dag agter kykers, ons is bly dat ons weer saam met u kan ontmoet vandag hier op die program Godsdienst en die Koerante, waar ons kyk wat sê die verskillende media en koerante oor godsdienstige sake. Ons saai uit op die TV-stasie Homebuys TV hier vanuit die Kaap. U kan die stasie ook kry deur middel van streaming. U tik dit in daar homebuystv.org, kan u daarna kyk 24 ure 'n dag. Of u kan ons program kry op YouTube of WhatsApp of wat ook al daar. Nou ja, vandag het ons weer eens hier so vir Regard. Hallo oom. Bly jy is hier so? Ek is bly oom is hier so. Hoe gaan dit met oom? Hoe gaan dit? Ja, ek het oom lanklaas gesien. Ben jy nou ernstig? Ja, ek wil weet hoe gaan dit met oom. Moet ek jou 'n ernstige antwoord gee of nie? Ernstige antwoord asseblief. Wel, ek kom nou net hier uit die hospitaal het aangejaag om hier so by jou program te wees. Hier so, ek was gewees 8 dae in die hospitaal. 8 dae? 8 dae, is 'n lang tyd, nee. Ja. Wat het oom daar gedoen? Ja, het my knie vervang, kan jy glo. En dit was 'n baie groter operasie as wat ek gedink het. Ek het amper gedink op een stadium dat ek sal nie weer kan loop nie, want ek kan glad nie beweeg of my knie staan nie, maar nou kan ek daar met krikke en met wiele. Ek het hier so aan die studio ingekom met hierdie wielietjies, jy weet, so wielietjies. Ons sit nou mooi hier, maar nou ja, maar dit is gelukkig daarom verbetering dit wat ek kan sien. Dit is baie goed. Nee, ons bid dat dit mooi vinnig gesond raak kom. En hoe gaan dit met jou been? Jy was ook been afgewees. My been gaan dit baie beter oom. Ek kan daarom ook nou weer lekker loop. Jy kan ook nou weer loop, ja. Miskien moet ek net vir die kykers sê dat Regard het hierso gaan fietsry by Stellenbosch en net buitekant Stellenbosch toe val hom aan daar met pangas en steel sy fiets en kap hom op jou Marberry, nee? Ja, op my been, net onder my been daar so, meer as een keer, soos hy was maar ook uit sirkulasie gewees vir aksie uit ook. En baie pyn, ek weet jy kan sê, soek pynpille. Dus ons is altyd nou broers in die pyn. Ai. Maar dit gaan daarom stadig beter. Dit gaan baie beter, ja. Nou ja. Waar begin ons vandag, oom? Ja, kom ons kyk bietjie na gesondheid. Jy weet, godsdienst het baie te doen met gesondheid, want God het ons geskape. Ons liggaam. Jy kan dit sien in die tekens, 'n wonderbaarlike liggaam. Dit is ons redelike godsdienst, né? Ja, jy moet kyk hoe jy die tempel van die Here kan oppas, hoe jy daar gesond kan bly, laat jy dit nie misbruik daar nie. Ja, nou hierso was 'n interessante berig wat praat van World Diabetes Day. Sure. Ja. 10 warning signs of type 2 diabetes that you might be overlooking. Nou ek moet sê, ek het nie geweet dat diabetes hierdie siekte affekteer so baie mense. Hulle sê so, diabetes, often called the silent epidemic, affects over 4.3 million South Africans, according to the SA Diabetes Foundation, with 90% of cases being of type 2 diabetes. This condition linked to lifestyle factors. Nou, interessant. Hulle praat hier, it's a lifestyle disease. Jy kan dit verhoed deur 'n gesonde lewenswyse. So jy kry diabetes type 1 en type 2. Ja. Nou type 1 is normaalweg mense wat gebore is met 'n genetiese probleem waar hulle buite hulle beheer is. Ja, dis buite hulle beheer. Alhoewel hulle leefstylkeuses nog steeds hulle baie beter lewekwaliteit sal gee. Al is hulle type 1 diabetes. Maar type 2 diabetes is amper 100% gebaseer net op leefstyl. Ja. So hoe jy leef en die keuses wat jy maak met jou leefstyl gaan afhang as jy type 2 diabetes gaan wees of nie. So is jy's verantwoordelik vir jou gesondheid, jy moet na kyk en of jy wil oud word sieklik of oud word gesond hang van jouself af. Ja, nee, definitief. Nou ja. Dan sê dit hierso, this condition linked to lifestyle factors is poor diet, jy eet verkeerd, lack of exercise, excess weight, can develop gradually and go unnoticed for years. Hulle praat ook van daardie persoon se
pre-diabetic. En dan kan met die bloedtoetse ook daar so optel, nee? Hy is nou op pad amper, nog nie daar nie, maar amper daar, dan moet jy begin baie gou wakker skrik en baie drastiese aanpassings maak, want jy kan dit reg kry daar, nee? Nou noem hulle so, verskillende faktore hoe jy dit kan herken. Recognizable items. Number 1, frequent urination. As jy te veel badkamer te hardloop, dan moet jy weet, daar is 'n probleem hierso. Maar dit kan ook wees 'n teken van prostaatprobleme, soos jy in elk geval baie belangrijk kyk. Number 2, unquenchable thirst. Jy bly dors en dors, nee? Pas op, dan sien die dokter. Number 3, hunger that doesn't quit. Nie allemaal, toe ek jong was ek altyd honger geweest, dan was die diabetes geweest. Maar partykeer is dit, as jy jonk is en jy is baie actief, dan is jy maar baie honger oom. Ja, permanent, nee, ek kon 'n os opheer. Dan punt 4, unexplained weight loss. As jy nie meer eet, dieselfde eet, maar jy begin gewig optel taamlik, pas op. Number 5, fatigue that won't go away. Altyd moeg, nee? Check op, gaan na dokter toe, nee? Nummer 6, blurry vision. As jy begin nie mooi duidelik kan sien meer nie, gaan onmiddellik 'n dokter sien. Number 7, tingling or numbness in hands and feet. Number 8, dry, itchy skin, nee? Velprobleme. Number 9, frequent yeast infections. Number 10, slow healing wounds or sores. Gewoonlik gaan jou sere redelik gou word gesond, maar as hulle nie wil gesond word nie, pas op, gaan sien 'n dokter. Sure. Dan sê hulle, type 2 diabetes doesn't develop overnight, its symptoms often build gradually, maar jy moet daarna laat kyk. Dan het ons hierso een, Recognizing Signs of Childhood Diabetes, a guide for parents. Dus selfs kinders kry dus nou moet ouers nie vir hulself uitkyk nie, maar vir hulle kinders ook uitkyk, weens ons verkeerde lewenstyl wat ons daar so het. So diabetes, a disease once predominantly associated with adults, is now impacting children at an alarming rate. As childhood obesity rates soar and lifestyle shift toward inactivity, the incidence of diabetes is on the rise, warranting an urgent attention from parents and guardians alike. En die hele punt hierso is, en dan wys hulle ook hierso, recognizing the warning signs. Daar spesifieke, selfs wat ons daar ook gesien het, die warning signs wat hulle vir ons gee, en dan managing childhood diabetes, dan sê hulle, dit is nou type, wat hulle type 1 is. Ja. Dit is geweldig krities. As jy type 1 diabetes is, dan ek ken 'n ouetjie wat 'n type 1 diabetes is, en hy het 'n monitor die heeltyd by hom, om die heeltyd sy insulienvlakke te monitor. Anders kan hy doodgaan. Hy weet die een keer het hy alles was fine, iewes skielik het hy gecrash, en gelukkig het iemand by hom uitgekom en hy het net uitgepaas. En hy sou doodgegaan het. So dit is geweldig belangrik. So as World Diabetes Day approaches, it serves as a reminder for parents and caregivers to remain attentive to the warning signs of diabetes in children. Proactive awareness can prevent life-threatening complications and ensure better long-term health outcomes. Nou dit is vir my skrikwekkend te sien dat kinders ook nou so baie diabetes kry. Ja, dit was as ek bedoel as ek nou net vinnig moet dink, hoekom sal dit die geval wees? Dan dink ek, hoe ons groot geword het en hoe kinders vandag groot word, is baie anders te doen. Ek was permanent buite gewees. As dit etenstyd is, dan onthou ek op die plaas, dan het my ma gegil daar af in die vallei af, dan hoor ek my ma wat roep ons moet kom eet, want ons is permanent buite. Maar vandag is dit anders te om. Vandag is kinders in die huis. Ja, daar is nog kinders wat sport doen en so aan, maar oor algemeen, kinders is nie meer so actief soos wat dit was. 30 jaar terug, 60 jaar terug, wat ook al, vandag is dit heeltemal anders te. En oefening oorsien baie keer baie ander negatiewe leefstyl keuses wat mense maak. So as jy baie oefening doen en jy eet nie so goed nie, dan gaan jy nog wegkom daarmee. Maar as jy so eet, maar jy doen geen oefening nie, dan is dit 'n probleem. So ja nee, ek dink kinders wat onactief is, wat nie rondhardloop en speel wat hulle moet nie, is 'n groot probleem. Ja, absoluut. Ja. Dan is hy so 'n gesondheid bylaag van die burger en hy sê so, wanneer suiker
suikersiekte, diabetes, jou sig stilletjies steel. Nou is 'n hele klomp berigte, né? Diabetiese oë, jy kry diabetiese oë daarvan, jy kan nie mooi sien nie. Soos mense moet hierdie baie ernstig opneem. Hierso het ons nou een, how South Africa can strengthen its fight against diabetes. En nou wys dit nou daar so 'n prentjie van die insuliennaald en dan ook daar so 'n donut wat daar lê oom. Ai. 'n Donut so nou en dan is okay, maar party mense eet dit asof dit uit die bode uitgaan. Ja. Hierso sê dit that type 2 diabetes has become the country's second leading cause of death. Kan oom dit glo? Dit is baie erg. Dit is baie ernstig. Ek het dit nie besef nie. And is spreading within a health system historically designed for a short-term episodic illness rather than a lifelong demands of chronic disease. Ja. In 2018, the direct public sector costs of diabetes were estimated at 2.7 billion for diagnosed cases and 21.8 billion for undiagnosed ones, with projections suggesting that increase to 35.1 billion by 2030. Ja. Dit is al verskriklik duur om nie gesond te wees nie oom. En dis jou keuse. Ja. Veral wanneer kom met tipe 2, dan is dit regtig. Ja. Ja nee, net begin basiese struktuur in jou lewe, net bietjie oefening, kyk net wat jy eet, maak seker dat jy nie te veel suiker en olies en al daai tipe van goed en dit kan 'n groot verskil maak. Ja, fyn. Dan is so nou nog 'n berig oor nog 'n wêrelddag, 'n wêreldgesondheidsdag. En dit is 'n bietjie eienaardig en ongewoon, maar eintlik baie ernstig. Hulle praat hier so November 19. Weet jy wat se belangrike dag het plaasgevind nou op November 19? Nee oom. Nee, okay. Dit is World Toilet Day. Ja. Is daar 'n dag vir toilette oom? Daar is 'n dag vir toilette. En hierdie brug sê dis eintlik baie ernstiger as wat ons dink. Dit sê die opskrif daar is everyone deserves a safe toilet and dignified sanitation. Nou ons het al voor hier so gelees van in die Oos-Kaap hoe baie skole het nie toilette nie. Toilette waar kunsafval ensovoorts. Die geld wat moes gegaan het vir daai toilette het was 'n swembad nie gebou om. Ja, nee. Alles verduister. Maar wêreldwyd is dit 'n krisis. Wêreldwyd, hierso sê the fact that billions of people in the whole world do not have proper, safe and dignified toilets is a disgrace to humanity, especially as proper sanitation gives people dignity. Ja, veral vandag se lewe. Biljoene, vandag in hierdie 21ste eeu. Weet met tegnologie en die vooruitgang van alles, hoe is daar nog plekke is in die wêreld waar daar nie toilette is nie, man? Dit maak vir my nie sin nie. Ongelooflik, né? Biljoene. Ja, jong, hierdie volgende brug praat ons nou vir 'n oomblik of 2 oor Trump. Okay. Trump bly in die nuus. Maar kyk wat sê hy hierso. Hy sê, President Trump says he plans to sue the BBC, dis nou die British Broadcasting Corporation, hulle TV-kanaal daar, for allegedly doctoring his journalistic speech, claiming he will seek between 1 billion and 5 billion in damages sometime next week. Dis geweldige klomp geld. Dit kan die BBC uitwis. Dit kan hulle knak. Dit kan hulle meer as knak, dit kan hulle heeltemal uitwis totaal al, né? Kom ons kyk wat sê hy so. Dit is so baie kort videoetjie wat hy daar praat. The BBC has apologized and retracted the report, but they say they won't pay any compensation. Is that enough? We'll sue them for anywhere between $1 billion and $5 billion, probably sometime next week. So you're ready? Ja, soos hy spring hier in baie ernstiglik oor hierdie saak, maar die beginsel hier is, as jy nou luister na die TV of 'n koerant lees, kan jy dit glo of dit draai, ons sal gesien hoe verskillende koerante heeltemal verskillende invalshoek het en verskillende dinge beklemtoon, en hier so nou 'n groot ding waar hulle hom nou sy nuus verdraai het, doelbewus. Het oom die video gesien wat hulle geëdit het, BBC? Want daai is nogal skrikwekkend. As jy sien, die oorspronklike video wat daar bestaan het, ja, en dan die een wat hulle geëdit het,
jy kan nie jouself indink nie. Dis raar, ek kon dit nie glo nie. Ja. As jy die video gekyk het wat hulle geëdit het, so jy so, jy kan dit nie glo nie. Ja. En dan as jy die oorspronklike een kyk, is dit soos, dis twee verskillende goed, totaal en al. Dit is nie eers van 'n verskillende invalshoek nie, dit is totaal en al verskillende video. Verdraai. Jy sien die linkse media en die regse media en die linkse probeer al hoe meer verdraai, dan probeer die regse media te regstel wat ook al, en jy weet nie wat om te glo nie, Dis crazy. ensovoort. So hierso het ons nou nog 'n video waar dit sê the BBC has apologized to President Trump over the editing of a speech which appeared on Panorama in 2024. With the Panorama edit, I've just got this is just breaking news, Emma, which relates to this story. We're just hearing that the BBC has apologised to Donald Trump over the editing of a speech which appeared on Panorama in 2024, adding it was an error of judgment and the programme will not be broadcast again in this form on any BBC platforms. So that's the BBC apologising directly to the President of the United States over the editing of a speech that appeared on Panorama in 2024. But Emma, by the sounds of it, there might be another apology to make. Yeah, so that was the one that's caused such a furore over the last week or so that resulted on Sunday night in the Director General of the BBC, the big boss, Tim Davie, resigning. Also, the Chief Executive of BBC News, Deborah Turness, both of those leaving their roles. Then the BBC Chair apologising for what he called an error of judgment. So this really has been the focus of enormous attention. Now we're talking about this Newsnight programme. And what's really interesting about it, according to the Telegraph, who've broken this story, a live guest straight after that speech was played out on Newsnight pointed out that it had been cut incorrectly, changing the meaning. And according to the Telegraph, nothing was done on air to say apologise or to address that. Yeah, to alert people that it had happened. Yeah, and then the next morning in an editorial meeting, it said that it was discussed there, concerns were raised, nothing was done then. There has been a response from the BBC, a BBC spokesperson saying the BBC holds itself to the highest editorial standards. This matter has been brought to our attention and we are now looking into this. It's really important, just quickly, to say that the timing here is absolutely crucial because a lawyer for Donald Trump threatened to sue the BBC for a whopping $1 billion, saying they needed an apology. Well, we got that now, haven't we? And a retraction. It's not been played again for false, defamatory, disparaging and inflammatory statements. And the deadline was Friday, Tomorrow. 10 p.m. Yeah. Yeah, well, that apology has come in. Emma, for the moment, thank you. Just to reiterate that breaking news, the BBC has apologised to Donald Trump over the editing of a speech which appeared on a Panorama programme back in 2024. The organisation saying it was an error of judgment and the programme will not be broadcast again in this form on any BBC. Ek weet nie, dit is vir my nogal skrikwekkend, want die manier hoe hulle dit sê, dat is 'n error in judgment, hulle het 'n foutjie gemaak. Jy weet, dit is nou maar enige iemand wat werk of al gewerk het met groot besighede soos hierdie, né? Enige iets wat gedoen word. As jy 'n video doen, ek het in die verlede terug het ek al freelance werk gedoen vir 'n groot maatskappy. En een video wat ek vir hulle gemaak het maande gevat. Ja. Né? Om deur al hierdie prosesse te gaan, want daar is soveel mense wat moet kyk na hierdie ding en dan moet sê, okay, ja, maar hierdie moet verander word en dan moet na die volgende persoon gestuur word en dan sê hy, hierdie moet bygesit word en dan, daar is so groot proses. Dis nie net een persoon of twee persone, en dan moet daar, is daar een persoon wat sê, okay, ja, dis reg, dat word uitgesaai nie. Dis 'n magdom mense, en soveel mense in leierskapposisie wat hierdie moes goedgekeur het, né? Om te sê, ag ja, ons het 'n foutjie gemaak, of dit is maar 'n error in judgment gewees. Dis nonsens, dis absoluut gedoen met 'n baie spesifieke rede. 'n doelbewuste verdraaiing van feite om by absoluut. So vir hulle net om te sê, okay, hulle sê nou jammer en dan is dit alles nou okay. Ek weet nie so mooi nie. Ja, nee. Wel, hierdie berig nou uit Business Day, dat sê so the agony of the auntie, die auntie is wat hulle eintlik altyd verwys na die BBC. The BBC's long-held reputation for impartiality has been called into question. En hierso wys dit laat twee van die leiers het bedank daar heel bo, Chief Executive
of the BBC News. Deborah Tunis is pictured daar, waar sy bedank het en bietjie laar af. Die hoof BBC Director General Tim Davie resigned this week after President Donald Trump threatened a $1 billion lawsuit against the broadcaster. Daar sy foto ook daar nie, soos altyd van hulle het bedank, soos is baie ernstig, en ek dink hulle besef, hulle het geen saak nie, en Trump gaan wen daarso. Nou gaan hulle anders, en hulle noem hier so ander dinge ook daar. The October 7 attacks by Hamas and the brutality of Israel's response have also thrown the BBC into the spotlight, with liberals and left-wing organizations crying pro-Israel bias, and the institutions reporting on the conflict, and conservative and pro-Israel groups attacking the same reporting for its anti-Israel, pro-Hamas agenda. Nou wees reg, jy moet verskriklike versigtig wees, en ons moet ook ons eie koppe gebruik en bietjie dink wat hier so van alle kante af aangaan, van alle kante af. Nou ja, soos hier is 'n baie ernstig, maar ek's baie bly, dit sal die media help om bietjie meer objektief te wees daar. En dit gaan mense, die media bietjie laat skrik nou, die ander stasies en so voort, dat hulle kan sien, luister hier so, jy beter nie sulke goed aanvang nie, want dit kan terugdraai op jou. Want ek dink, vir te lank het hulle weggekom met hierdie tipe van goed, wat hulle dit kon doen, en dit is okay, en mense is te bang, dit is groot maatskappye, wie gaan hulle nou aanvat? So, ek wag so genoeg vir die dag, laat Trump ook van ons Afrikaanse koerante aanvat, van die verdraaiings wat hulle daar so het. Dat sê dat die so outgoing BBC boss rally staff admits to mistake. So, let's see, so the BBC has plunged into its biggest crisis in decades after its two most senior staff, Director General Tim Davie and Head of News Deborah Tunis, quit following criticism of a bias at a corporation, including in a way it had edited a speech by Trump. So ja, nee, dit is nou groot dinge om. Die punt is, agterkykers, gebruik u oordeel, ongelukkig kan 'n mens nie alles glo wat jy sien, is eintlik baie tragies. Ja, baie keer, soos, as jy nou vat, as ons net so trappie terug, onthou toe die slogan fake news begin inkom, en dit was in 2016 ons met Donald Trump, en ook wat ons, weet, video's wat baie rondgestuur is, en prentjies wat rondgestuur is op WhatsApp en sosiale media en so, en dat jy vandag moes agterkom, alles is nie net waar wat jy sien nie. En toe het mense nou, goedertjies wat net so rondgestuur het, maar pas op, jy weet. Maar dit wat jy daarom op die media nou nog kan sien, jy weet, as jy RSG dit vir jou sê, of as jy nuus dit vir jou sê, dan kan jy dit mos nou maar glo, jy weet, want hulle doen mos hulle werk. Maar is nie altyd die geval nie, want elkeen het sy eie agenda, het sy eie politiese agtergrond, wat ook al dit mag wees, en hy probeer dit daar in te druk. So jy kry nog 'n goeie joernaliste, maar dit is maar 'n probleem. En ek luister veral met Israel en Hamas en die Palestynë, die verdraaiings daar so nou. Partykeer sal die SAIK sê, ja, maar volgens wat Hamas berig is dit so en so, maar baie keer sê hulle dit nie. Hulle sê dit net as 'n feit daar so is baie interessant. Want baie keer van die statistieke wat hulle kry, kom direk van Hamas af. En as jy besef dat Hamas is 'n terroristiese organisasie, dan hoe kan jy dan glo wat hulle vir jou sê? Jy moet dit verstaan, so dit is maar 'n storie om. Maar dit kom terug na die punt, ons moet kyk na alles, jy moet kyk na die oorsprong, en ons praat hier oor godsdienst, teologiese kwessies, daar moet jy teruggaan na die Bybel, kyk, wat sê die Bybel, nie wat sê daardie persoon, of hierdie geleerde, of daardie slim teoloog nie, lyk my hoe slimmer die teoloog raak, hoe meer liberaal raak, en van koers af, gaan lees die Bybel vir jouself, en kyk wat sê dit, baie absoluut. Jong, om nou na 'n groot ander onderwerp ook te kyk wat nou hierdie afgelope rukkie gebeur het, en dit is natuurlik die groot dinge in die leiers se lewens, die groot ding, as jy nou in tel is, as jy in tel geraak of in tel wil word, dan is die een ding wat jy moet doen, jy moet die paus gaan besoek. Die paus, ek dink gaan die president. As jy 'n audience kry, gehoor kry by die paus, dan jy dit gemaak, nee? Dan is jy gemaakte man, en hierso praat hulle nou oor
paar berigte oor president Ramaphosa, en hoe hy nou doelbewus agter die paus aanloop om die paus se steun te kry vir G20 beraad, al die bedinge, hy wil nou die hande vat met die paus en al die vrae. Nou sê die brug hierso, Ramaphosa en Paus Leo ontmoet die eerste keer, en daar is die foto's daar waar hy is met die amptenaar van Vaticaanstad en ons ambassadeur ensovoorts. Sure. Nou sê die president Cyril Ramaphosa gaan Paus Leo die 14de die naweek op sy werkbesoek aan die Vaticaanstad die eerste keer ontmoet. Die ontmoeting met die paus is in 'n verklaring as van besondere betekenis. Nou mens sal vra, hoekom, né? Hoekom is dit van besondere betekenis deur die presidentsie bestempel, omdat dit die eerste hoëvlak ontmoeting met die geestelike leier is. Paus Leo 14 is op 8 Mei aangewys. Die ontmoeting is 'n belangrike geleentheid om bilaterale betrekkinge met die Vaticaanstad te bevestig en te versterk, lei die verklaring. Die Vaticaanstad het diplomatieke bande met meer as 180 lande en het waarnemersstaats by die Verenigde Nasies. Dit het betekenisvolle wêreldwye invloed vanweë sy morele, geestelike en diplomatieke gesag, ja, die paus, betekenisvol, die wêreldwye invloed, sy meer en meer, almal hartwag die paus aan, hy word gesien as die groot morele gesagvoerder, kyk waarheen dit lei met eindtyd profeseer, né? Het betekenisvolle wêreldwye invloed vanweë sy morele, geestelike en diplomatieke gesag. Suid-Afrika het in 1994 diplomatieke bande met die Vaticaanstad gesmeer vir die eerste keer. Hier is nou 'n spotprentjie. Ons sien as daar loop die paus saam met Ramaphosa. Het sê so genigtig, maar julle ouens het baie kerse. Maar hou aan bid. Daar's lig aan die einde van die Eskom tunnel. Ai. En dan heel linksbo sê dit voel of dit makliker is om in die oorlog te belê as om vrede te bevorder. So het president Cyril Ramaphosa Saterdag aan Paus Leo gesê op sy eerste werkbesoek aan die Vaticaanstad. En dan hieronder sê die seekoe, ek stik sommer aan my postosties. Post. P-O-U-S toasties. Okay. Ai. Hier's nou nog een, né? CR aan paus, dis nou Cyril Ramaphosa aan die paus, sê hy vir die paus nou, lande moet saam vrede bring, en daar staan hy en die paus, mooi gepaus vir die pauslike foto, want dis word vertel daar, dan sê hy so, hy sê ook, die verlies van paus Franciscus het 'n groot leemte in die wêreld gelaat, so wat 4 miljoen mense in Suid-Afrika identifiseer met die Romeinse katholieke geloof. Ek kan nie geweet, dit is so baie glad nie, dit is nogal besonders, né? Ramaphosa verwys na die hoë vlakke van skuld in die wêreld en sê dit kan nie langer toegelaat word omdat die volgende generasies in armoede gaan dompel. Nou, maar hoe kom jy daar dan so baie skuld aangegaan? Dis die staat, dis die regering wat die skuld aangaan, nou wil hy met die paus gaan onderhandel daaroor, né? Ai. Nou ja, en nou het hy so al die kwessies wat hy daar met hom wil bespreek. Nou, dit is nog geen die Sunday Times. Hier sê die Holy See, Holy Hand. En daar sien ons daar groot Ramaphosa vir die paus. En dan sit hulle daar so by die tafel en gesels. En dan hieronder sê dit Pope Leo shakes hands with President Cyril Ramaphosa during a private audience at the Vatican in Rome, Italy, yesterday. According to a statement released by the Holy See, mutual appreciation was expressed for a valuable contribution that the Catholic Church provides to South Africa, particularly in the areas of education and healthcare. Interessant, né? Die Vaticaanstad, soos hulle praat, die staat, Vatikaan moet 'n geweldige sterk media afdeling hê, né, om alles is altyd op die media, elke ding word uitgesit op die media, foto's, al die dinge, geweldig baie daar sien. Nou ja, hier is 'n bruggie. So ek sê, is altyd baie hier agter, né? Genesis, role in surprise Ramaphosa Vatican visit. President Cyril Ramaphosa traveled to Vatican City last week to lobby for the support of the Roman Catholic Church
the world's largest Christian communion ahead of the G20 summit taking place in Johannesburg next week. Hy gaan lobby die steen van die paus daar, né? Ramaphosa also went to visit the Holy See as part of efforts to correct the misperception that South Africa was one of the few UN member states that did not have representatives at the funeral of Pope Francis in April. But they also said some ministers opposed the president's orders with Pope Leo XIV, arguing that visiting one church and not others would send out a bad message. Nogal, né, Patel tel op. Because South Africa is a secular state. However, the president proceeded with the trip regardless, given the size and influence of the Roman Catholic Church in global affairs, né? Kyk die ding wat kom hierso. South Africa also sought to lobby the Vatican for pushing for negotiated settlements in world regions plagued by wars such as the Middle East, Eastern Europe and parts of Africa. Nou ja, jy moet die paus steendag bring. Hier is nou een, the political meaning behind Cyril's Vatican visit with his daughter. Nou het sy dogter dan nou saamgegaan, lyk dit my. Ja, wat is die betekenis daarvan alles, né? President Cyril Ramaphosa and his daughter Keneilwe Ramaphosa were seen this month at St. Peter's Basilica in Rome. While on the service, this appeared to be a father enjoying a moment with his child. For those familiar with South Africa's politics, he suggested far more than a simple family outing. In a nation where political gestures are rarely accidental, this scene functioned as a subtle yet deliberate introduction of Keneilwe to the public sphere, a soft launch disguised as casual sightseeing. The moment hinted that the Ramaphosa legacy could extend beyond Cyril's current tenure in the union buildings. President Ramaphosa had kept his family out of public view until recently. This approach stood in contrast to a political environment where public exposure and orchestrated photo opportunities are of the norm. The composure and confidence Keneilwe displayed during the official visit was no accident, but rather the result of a careful planning. The introduction set against the backdrop of a marble, ritual and the moral gravitas of the Vatican was quietly significant, signaling the potential for continuing in leadership without making any overt declarations. The ANC in this context, personal branding has become crucial. So is nou besig om branding saam met die voorbereiding amper, né? The choice of the Vatican as the setting of the subtle political performance was both strategic and evocative. Every aspect of the Vatican reflects its rich heritage and its leadership carries deep spiritual meaning. Against this grand backdrop, even the most pragmatic political message can take on the aura of divine succession. The soft launch of Keneilwe through careful managed imagery allowed the public to consider the idea of dynasty continuity without committing to it directly. These Vatican photographs served a dual purpose. They humanized President Ramaphosa, offering a contrast to the country's more negative news cycles, potholes, power outages, and rising living costs. At the same time, the images posed a question. Could the Ramaphosa name continue to hold significance beyond Cyril's presidency? So dit lyk my, hulle het daar's 'n groter plan. Daar's baie meer hier agter, né? Baie meer agter. En dan hieronder sien jy, hier is die foto, daar is Ramaphosa, die president, en daar is sy dogter, en dan sê dit the Vatican photographs of President Cyril Ramaphosa and his daughter Keneilwe served a dual purpose. Ja, nee. Planne, hulle het planne. Nou ja, hierso is Ben van Rensburg van die Strand, en hy skryf nou hierso in die burger, 'n kort briefie, hy sê, mag die paus vir Cyril ook vergewe? Ja, die paus vergewe, wel die katholieke kerk kan nie mos gaan, en die priester vergewe alles daar so. Nou, die paus is nie eintlik 'n big vader nie, maar hy kan seker ook, né? Ben van Rensburg skryf, was president Cyril Ramaphosa by die paus om vergifnis te vra? Vraagteken. Het Ramaphosa trane van verootmoediging gestort oor onder meer die Marikana slagting, Fala, die onteieningswet en SEB, wat glo nie sy geesteskind was nie, saam met onder andere Max du Preez, Gert van der Westhuis en professor Kroukamp, smeek ek die paus om asseblief
ons president sy oortredinge te vergewe daar. Nou ja, iemand wat sterk standpunt inneem. Jong, om nou weer terug te kom na 'n ander berig, na 'n ander onderwerp wat aanhoudend aan die karring hier is, en hierdie kom uit die burger uit, en hy praat hier weer eens oor hierdie groot geleentheid in die grote kerk, met al die moslims en die pro-Palestynse praatjies en al die dinge daar, en daarbo staan Palestina bespreking, kerkgesprek ontaard in polemiek oor politiek. Dan sê dit, wat het die grote kerk in Kaapstad bedoel het as 'n kritiese bespreking van geregtigheid en menseregte in Palestina het ontaard in 'n polemiek oor die politieke uitsprake in die kerk en beskuldigings van antisemitisme daar. En dan verwys dit weer hierson na die dominee Rian de Villiers, daar is sy foto, daar staan hy met die pro-Palestine serp om hom, en ook daar so die stola van die Palestyne daar ook om hom, en dan agter hom is die kruis en ook die vlag van die Palestyne, en hier sê hulle weer eens groot bekommernis oor hierdie geweldige ding wat aanhoudend aan die kook is. Daar's baie berigte in die kerkbode, in 'n rapport en elders in ons kom nie by almal uit nie, net om daarna te verwys as agtergrond. Ons het nou hier so 'n brief van die burger, Ja, van Josef de Toey van Pretoria, en hy sê so, omdat jy lou is. ja, Die skok en trane wat soveel van ons ervaar na aanleiding van onlangse gebeure by die NG Kerk Kaapstad, Grote Kerk, verwys helaas nie na 'n geïsoleerde gebeure nie. Nie te lank terug nie, het ons soortgelyke berigte ontvang raak nagmaal by NG Kerk Hermanus. Dit staan in dieselfde intergelooftrant. Die tragiese werklikheid is dat hierdie gebeure heeltemal in pas is met die verval in die NG Kerk verband. Vir hierdie rede het die voormalige Namibiese streeksinode van die NG Kerk en verskeie plaaslike kerke in Suid-Afrika uit die NG Kerk getree. Ander het bande met weier-vergaderings in NG Kerk opgeskort. Vele het dilihansie, treur, verklaringe uitgereik en sommige het selfs 'n kategoriale ring gestig wat deur die betrokke streeksinode erken word. Daar is geen twyfel dat vir onomkeerbare redes die weë uiteengaan. Tog is dit die oorsaak meer as die gevolge wat mens die hartseerste stem. Openbaring 3 vers 15 tot 16 sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spoeg. ja. So ja nee, dis hartseer, né? Begin 'n patroon volg in die NG Kerk van verskillende gebeurtenisse. Daar praat hy van Hermanus, was ook voor by die grote kerk, waar hy so die moslims omarm, en dis 'n baie gevaarlike ding. Ons moet nie politiek in die kerke bring nie aan. Maar dit is nie net politiek nie, dis ook ander valse godsdienste. En die ander godsdienst gaan nog die Christelike godsdienst wil oorneem in ons land. Ons kyk nou na die dinge daar. Hier is nou nog 'n brief daar van Philip Coetzee, en die opskrif daar is, hoe heilig is ons heilige ruimtes dan werklik? En hy sê so, hy verwys na daardie berig wat ons nou net daar gelees het in die burger. Hy sê die berig kerkgesprek onaard in polemiek oor politiek verwys veral dominee Rian de Villiers, leraar van die NG Grote Kerk, die stelling, as kerk glo ons tog dat God nie in geboue woon nie. Ja, dan gaan hy aan, hy gaan nou nie al sy briewe lees, al sy skrywers lees hier nie, maar hy maak 'n paar belangrike punte. Hy sê, die vraag is dus nie of God in gebou woon nie, dit is eerder hoe hanteer ons die ruimtes wat tot sy eer gewy is. Baie belangrike punt. Ek het dieselfde gesprek gehad met iemand nie te lank gelede nie. En waar toe spesifiek daarop neergekom en gesê dat as 'n kerk gebou word, dan word daai gebou word gewy aan God. Ja, En wat beteken dit is hierdie gebou Ja. is nie ons gebou nie. ja. Hierdie gebou is God se Dis nie gebou. algemene saal vir algemene gebruik Dit nie. is nie sommer net nog 'n plek nie. Verstaan, so dan moet jy respek hê Ja. vir dit. Dieselfde soos wat hulle respek gehad het vir die tempel in Ja. Israel se tyd, moet ons respek hê vir die kerk. Ja. Dan gaan hy aan hierso, hy sê,
Islamitiese regsleer is nog duideliker. Al 4 Soenitiese regsskole as ook Shia geleerdes verbied enigiets wat nie suiwer islamities is nie. Geen evangelisasie, geen politieke propaganda, geen vreemde rituele. 'n Moskee is dus 'n heilige ruimte, nie 'n neutrale gemeenskapsentrum nie. Hierdie beginsel loop my tot 'n ongemaklike vraag aan ons eie Christelike praktyk. En sy vraag is nou die volgende, né? Tot watter mate ontheilig ons soms God se aardse ruimtes van aanbidding deur met vreemde agendas, politieke uitlatings, vla en banier of persoonlike en wêreldse belange of agendas te vul. Of om 'n Christelike kerk ander kerke wat nie Christelik is nie, wat ons glad nie glo korrek is nie, hulle sieninge in te bring daar. Die kerkgebou is nie op sigself heilig nie, maar dit verteenwoordig 'n heilige instelling. Dit is 'n plek waar die kruis beide uitnodiging aan sondaars en 'n teken van geestelike gemeenskap is. Dit is 'n ruimte waar deur die Jesus-volgeling gehoorsaam en nederig en eerbiedig gehanteer word. Wanneer die kerk die grens tussen plek van aanbidding, in aanhalingstekens, en plek van politieke debat, aanhalingstekens, vervaag, so wat hier gebeur het daar by die grote kerk, né? Verloor ons nie net fokus nie, maar ons verloor getuienis. Miskien is dit tyd dat ons weer vra, hoe lyk 'n huis van gebed? En leef ons dit werklik uit? Baie goeie vraag, baie dankie vir die vraag, Philip Coetzee daar. Ek dink net baie keer mense verstaan nie wat, soos wat ek al hoeveel keer al vir hom gesê, ons moet besef wat is betekenisse van woorde. Ja. Woorde is belangrik, wat se woorde ons gebruik. Wanneer ons die woord heilig gebruik, is baie moeilik om presies te verduidelik wat die definisie van heilig is. Ja, ons het 'n definisie, ons kan die woordeboek gaan kyk, maar ek dink baie keer bietjie verder, soos in byvoorbeeld in die Bybel, dan lees ons van ons moet God vrees. Nou, dit is respek. Dit is vrees, maar dit is ook nie net, dit is nie van, ek moet nou bang wees vir God. Dit is nie net, so dit is nie net vrees, dit is ook nie respek, dit is meer as net dit. Ek dink baie keer is daar betekenis wat ons nie eers kan verduidelik aan iets nie. Ek dink die woord heilig is een van daai woorde wat ons nie regtig absolute definisie kan gee. Dit is wat dit is nie, want God is heilig. Dit is hoekom ek daai so sê. Maar die definisie wat ons het is heilig is om een kant te gesit te word, né? Is apart, dit is vir 'n spesifieke doel. En wanneer ons 'n kerk, dis amper laat dit my dink aan die Sabbat. God het die Sabbat gemaak en dit is vir 'n spesifieke doel, is een kant gesit. Verstaan? En dit is sy tyd. Dis nie my tyd nie. Verstaan? Dit is nie my tyd nie, is God se tyd. Dieselfde met die kerk, dis God se gebou, dis God se kerk. Dis nie my gebou nie. Ek kan nie gaan doen wat ek wil nie. Dis God se. Verstaan? En jy het dit toegewy aan hom en daar's op elke hoek is daar die stene van toewyding wat sit. Presies. So domino weer wanneer iets een kant gesit is en daai is God se. Dieselfde met die Sabbat, dieselfde met die kerk, dieselfde met wat ook al dit mag wees. Wanneer dit gedoen, dan moet jy dit ernstig opneem. Dis nie speletjies nie. Dit is nou een hierso, waarom het die grote kerk die geleentheid gereël? En dit is geskryf deur Gert Heymans hier van Ryds. Die beriggewing rondom die kontroversiële gebeure te Grote Kerk Kaapstad dra verwysing. Dan sê hy hierso: sonder om na die kerkregtelike interpretasie, die teologiese interpretasie en die gereformeerde siening te kyk, wil ek graag my stywer in die armbeurs gooi en vra, waarom? Dit is 'n goeie vraag. Uiters belangrik. Ek is nie 'n teoloog of kerkregkundige nie, maar in my nering as 'n regsgeleerde vra ek my onwillekeurig af, waarom het die Grote Kerk Kaapstad tot hierdie handeling oorgegaan? Indien dit vir finansiële gewin is, waarom is haar ring nie in kennis gestel nie? Indien dit oor teologiese diskoers handel, waarom is die ring en die synode van die Wes-Kaapland nie in kennis gestel nie? Het sy enige van bo gemelde, wat was haar bedoeling? Die bedoeling is nêrens in meerdere vergaderings beredeneer nie. Die bedoeling gaan die hele narratief beredder. Ja. Dit is 'n baie goeie punt hierdie.
En die vraag is, soos ons nou gepraat het met die pausdom en daar in Cyril, wat sit alles daar agter, né? Nou wat sit agter, alles agter al Wat hierdie... is die ware motief? Wat is die ware motief? Wat gebeur daar? Ons sal nou kyk die rol van Islam, hulle alles begin oorneem daar, en lyk my party van ons Christene is te toe om te besef dat hulle is besig met 'n magspel om ons te verblind en alles te wil oorneem daarso. In elk geval. Jong, om nou so te kyk, het ek gepraat van bose magspel. Ek dink so. Ja, toevallig is dit nou die opskrif van die volgende berig daar. As deel van 'n bose magspel, ja, lekker dan. Geen meer vliegtuie met Palestynë, sê regering. En hierdie is nou 'n berig daar waar 'n klomp Palestynë onverwags, onbekend aangeland het daar op Oliver Tambo lughawe en niemand het daarvan geweet nie. Hulle kom plak nou net daar, maar ons is mos 'n groot plakkerskamp, almal kan mos hier kom plak daar. En nou praat hulle hierson, is 'n paar berigte hier oor hoe laat hulle nou net hier so kom uitsak. Nou sê hulle bo aan, Suid-Afrika wil nie nog vlugte met Palestynse vlugtinge aan boord hê nie. Dis wat Ronald Lamola, minister van internasionale betrekkinge, nou hier sê. Nou ja, ons sal maar kyk wat alles daarso uitbroei. Hier is nou nog geen groep Palestynë wat in SA land. Regering gee nie sy toestemming. Israëlse regering lieg oor omstandighede, sê Magwaina. Die presidentsie ontken die regering het geweet wat 'n groep Palestynse burger donderdag in Suid-Afrika sou land. Vincent Magwaina, presidensiële woordvoerder, sê die regering het nie toestemming gegee dat die groep Palestynë Suid-Afrika toe mag kom nie. Nou hoe dit gebeur? Dit ek wil graag wil weet, want dit kan nie net gebeur nie. Niemand weet. Jy sê, wat sit agter al hierdie dinge, né? Dit is 'n leuen. Dit is keer op keer bewys dat die volksmoordende Israeliese regering lieg en nie ten volle rekenskap gee van sy optrede, sê Magwaina. Sê hy ja, nou is dit waar of nou wat dit sy sning wat weer eens wie sê wat en is dit waar of nie of praat hulle nonsens, ja. 'n Private vlug van Global Airways het donderdag met 153 Palestynë aan boord uit Nairobi in Kenia op die OR Tambo lughawe in Kempton Park geland. Die passasiers moes urelank op die aanloopbaan wag omdat die grensbestuursowerheid probleme met hulle paspoorte gehad het. Donderdag aand laat is 130 van hulle tot die land toegelaat nadat 23 reeds na hulle finale bestemming vertrek het. So dit is, so hulle is nou in die land ingelaat. En wat nou? Aanvanklik is verneem die groep is asielsoekers, maar die GBO het donderdag aand laat gesê, nie een het aangedui dat hulle om asiel wil aansoek doen nie. Jy sien? So wat is dan die rede? 'n bose magspel, soos daardie vorige brug daar gesê het. Die ACDP was gister die jongste party wat sy kommer oor die vlugte uitgespreek het en bevraagteken die wettigheid. Dankie vir die ACDP, laat iemand daarso hulle bekommernis uitspreek daar. Die wettigheid van die Palestynë wat in die land toegelaat is. Ons verstaan dat die Departement van Binnelandse Sake en die GBO aanvanklik geweier het om die passasiers toe te laat, aangesien dit 'n blaatante minagting van ons immigrasiewette sou gewees het. Maar nou is hulle toegelaat. Eers nadat die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, en DIRCO se direkteur-generaal Zani Dangor ingegryp het, is die passasiers toegelaat om die land binne te kom. Skynbaar steeds teenstrydig met ons immigrasiewette. So, hoekom is hulle dan toegelaat? Nou, omdat dit gebeur het, nou gaan ons net weer gebeur, want hulle het ons nou daai mense toegelaat, hoekom kan hulle nie ander ook toelaat nie? Sommige ministers het skynbaar vinnig om te reageer op Palestynse kwessies, maar stadig om te reageer op diensleweringskwessies van gewone Suid-Afrikaners, en stadig om in te gryp in plekke soos Khayelitsha, Langa, Westbury, Wentworth, Phoenix, KwaMashu, waar ons jongmans daagliks doodgeskiet word, lei 'n verklaring van die ACDP. Die ACDP sê, hy is nie ongevoelig teenoor die lot van die Palestynë in Gaza nie. Die party sê 'n paar vrae moet gevra word, soos of die Suid-Afrikaanse regering vooraf kennis gehad het van die vliegtuig en passasiers en indien wel, wat was die proses om hulle by aankoms te aanvaar? Waarom het die inwoners van Gaza duisende kilometers na Suid-Afrika gereis verby tientalle Arabiese sprekende en ander Afrika-state? Nou is 'n baie goeie vraag. Ja. Wat sit hier agter? Is daar 'n bose magspel, soos daardie burger wys? Of wat is agter al hierdie dinge? Waarom het
is die Palestynë nie teen 'n baie laer koste na een van die omliggende Arabiese lande geneem wat die Gaza skietstilstand ondersteun nie, lei die verklaring. Crispin Firi, Dirko woordvoerder, het gister navraag oor die Palestynë na die GBO en die Departement van Binnelandse Sake verwys. Nie een van die twee het op die navraag gereageer. So, is my baie goeie punt daai wat gemaak word, want Egipte is net daarso. Hulle is 'n baie ryk land. Hulle is letterlik, hulle is by Palestina. Hoekom help hulle nie? Ja. Want sover, ek het so rukkie terug het ek iemand gehoor wat ook spesifiek daar gepraat het en hulle het gesê sover kan hulle nêrens sien waar Egipte ingegryp het en die Palestynë gehelp het. Hoekom nie? Dis hulle mense. Dis moeilikheidmakers daar. Verstaan, so dis 'n baie interessante punt. Ja, Jong, die volgende berig hierso in die Engelse koerant is die opskrif hierso: Palestinian refugees could be victims of human trafficking. Is die vraag daar. Nou ja. Want dis hierso een in die Cape Agus, Dr. Imitas Suleiman, Gift of the Givers. Hy is mos die man wat daar so was in die kerk. In die kerk, ek het hom hoor praat daar baie sterk pro-Palestina, baie sterk anti-Israel, het betoog het hy daar so gelewer. Commitment to humanitarian aid in Gaza. It said, despite facing significant challenges both in Gaza and at home, Gift of Givers continue to demonstrate an unwavering commitment to humanitarian relief efforts. Dr. Suleiman said, they have had teams in Gaza since 2009, assisting with humanitarian aid, but have increased efforts since the attack in 2023. When the war started in October 7, 2023, I sent a message saying that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's ego has been bruised and is going to become insane. Start buying stuff, paying for it, and give people the vouchers rather than having them go through hell to get it. Baie interessante man die, lyk dit vir my. Ja, so. Ja, dan die volgende bruggie in die burger sê, vingers wys oor Palestynë op 'n vlag. En jy het nou net daar gepraat van Suleiman en die Gift of the Givers, en hierso sê dit, die situasie is bereder nadat Schreiber en Gift of the Givers ingegryp het. Gift of the Givers het onderneem om die vlugtelinge te versorg en te huisves. En waar gaan hulle huisves? Ja, en hoekom? Dan gaan hulle ooit weer terug, gaan hulle bly of wat? Wat sit hier agter hierdie Gift of the Givers se betrokkenheid? Hoe kan hulle so ewe skielik al hierdie, daar's 'n paar honderd op die twee vlugte huisves? Dan gaan hy aan hierso. Dr. Imtiaz Suleiman van Gift of the Givers is intussen nie beïndruk met die Departement van Binnelandse Sake se hantering van die vlugtelinge nie. Dit was volgens hom onmenslik en 'n algehele skande. Hier is my vraag. Is dit die eerste keer wat dit gebeur het? Is die tweede vlug in die afgelope 2 weke? Ja, maar my vraag is, hierdie is wat ons nou van weet. Ja. Het daar nie al 'n paar keer dit miskien al gebeur wat ons hiervan weet nie? Wie weet? Dit was nou een, hierso a ticket to wherever for war weary Gazans. Gift of the Giver says Palestinians flee war in Gaza had no idea of the final destination. The desperate Palestinians from war-torn Gaza who arrived at Tambo International Airport this week paid as much as $2,000, about 34,000 rand each for one-way tickets to an undisclosed destination. Hoe? Weet jy nie waar jy op pad is nie? En jy betaal so baie geld. Dis vir my baie interessant. Daar's iets abnormaals daar betrokken, hè? Dan kyk nou na hierdie volgende berig of video, en daar staan, South Africa is expected to receive more than 300,000 Palestinians refugees in few months to come. Dis crazy. Kan jy glo? 300 Palestynë gaan ons land hierso nou ek kan dit amper glo nie. Dis 'n bietjie baie. Ja, of hierdie berig korrek is of nie, maar kom ons speel net die video, stukkie daar wat hulle praat daarvan en wat dit sê daar. So sorry. No, it's okay. Keep saying I'm going to come back to you. It's okay. They've led the group of the aircraft. How do you feel about that? I'm still devastated. I think that it's a victory. It's relief. But there's still people trying to pass through transit now. There's still people being denied access to flights. We've got a whole group that is
wanting to go to the Emirates that are not being allowed to board because of this derelict Department of Border Management that is going against our laws, going against the spirit of what we're about. So yes, this is a victory, but we've left people on a plane, on a tarmac as South Africans who have fled a genocide, and that's not okay. We can never say, yes, we have done a good thing because we've let them go at the end of a day of torture. We have fed that Israeli narrative. We have fed what the Israelis have done. We have continued to make Palestinians suffer, and that is not okay. I'm sorry, I'm not conveying some of the spirit of jubilation that others are, but I'm telling you, South Africa, we need to do better. And every single one of us, these people are released because of civil society, because they were fighting to get them released. Ja. Nou, daar het net 'n klein stukkie gespeel daar, en hy maak nou 'n groot betoog, dit moet gebeur daar. Sure. En ek glo hy weet wat is die implikasies van so baie moslims ons land wil laat inkom nie. Islamic capture South Africa on the brink of religious nightmare. Ja, lees weer daar, wat staan daar? Islamic capture South Africa on the brink of religious nightmare. On the brink of a religious nightmare. South Africa is not just facing economic collapse, political sabotage and global humiliation. It is now also teetering on the edge of a radical religious transformation, one that threatens to erase every remaining vestige of religious freedom, free speech and Judeo-Christian moral foundations. The Islamic faith, cloaked in political alliances and veiled diplomacy, is advancing rapidly across the power corridors of the state. This is no longer a warning, it is already happening. Islam's slow, systematic takeover of South Africa. Over the past decade, Islam has been positioning itself with stealth, calculation and persistence through strong alliances in DIRCO, Department of International Relations as cooperation, diplomatic ties with Iran and Palestine, and support for anti-Israel causes. South Africa has become a breeding ground for Islamic extremism, masquerading as solidarity. En daar is nog 'n interessante punt, né? Absoluut. Absoluut, ja. This is not innocent religious outrage, it is a political Islam. The same ideological virus that reshaped Iran into a theocratic dictatorship and plunged Nigeria into religious genocide. Islamic influences now sit behind the desk of national policy. The Islamic voice is now the official voice of the South African state on international affairs. Ja, hy is groot dinge hier agter, wat 'n mens van bewus moet wees. Dan sê dit, US intelligence already noticed and they are moving. According to international intelligence briefings and strategic analysis, the United States is deeply concerned about South Africa's increasing alignment with Islamist regimes. Let my, die hele wêreld is bekommerd behalwe ons, en behalwe die kerke hierson, né? Especially Iran and Hamas. Reports from the US Congress and Department of State confirm growing suspicion that South Africa has become a proxy node for radical Islamic operations, including financial support, diplomatic cover and public justification for Hamas-linked terrorism. Kyk hoe ernstig. There's already pressure in Washington to escalate sanctions, reevaluate diplomatic status, and target individuals and organizations linked to these ideological incursions under the Global Magnitsky Act. This is no longer about foreign policy. It is about national security and religious persecution. Ernstig, né? ISIS in South Africa, the terror network no one talks about. ISIS may seem far away to the average South African, but reality paints a darker picture. According to the disclassified reports and investigations by international counter-terrorism units, ISIS has an operational presence in South Africa. This includes recruitment cells targeting disillusioned youth, money laundering and arms trafficking through the local crime syndicates, safe havens for operatives transitioning Mozambique and East Africa. This is the exact blueprint ISIS used in Syria and Iraq before unleashing all-out genocide on religious minorities, and is unfolding now, in silence, under complicit government that calls Hamas freedom fighters, while Christians are labelled colonial relics. Ja, alles teen die koloniste, maar nou Islam kan doen net wat hulle wil.
Dan eindig die berig af. A feast of burnt churches and bloody pews. 2 comments recently surfaced on social media that ring chilly true. One warns that Christian churches will be burnt down by Satanists along with radical political factions. Another predicts that Christians will soon be shot while worshipping in churches, as is already happening in parts of Nigeria and Kenya. These are not wild conspiracy theories. They are previews of what has already happened across Africa, from Boko Haram in Nigeria to Al-Shabaab in Kenya. If Islam completes its ideological capture of South Africa, here is what the country can expect. Number 1, Christianity criminalized. Worship becomes hate speech. En ons sien presies dit gebeur dan, hè? Churches torched. Already happening in parts of Africa and the Middle East. Yeah. Women erased. Sharia standards for dress, marriage and gender roles enforced. Free speech destroyed. Criticism of Islam becomes a punishable offense. Jihadist terror, suicide bombings, kidnappings and executions follow as night after day. Sure. Jy weet toe ek daarin lees, toe dink ek aan hierdie boek, Fatal Invitation. Onthou jy daar, ons het vir Christo Heiberg, Dominee Christo Heiberg van Canada. Hy was hier gewees en hy kom waarsku teen die inval van Islam in Suid-Afrika en in westerse lande. Hy het hierdie boek geskrywe onder 'n skuilnaam Godfried Graciani. Ons het dit al bespreek al, maar elke kyker wat wil weet wat gaan agter die skerms aan met die geweldige Islam-Moslem aanval, lees hierdie boek, dis absolute noodsaaklike leesstof hier oor sal opgaan om te sien wat vir ons land voorlê. En die vraag is, hoe is dit moontlik dat Christelike kerke hande vat met Islam in Christelike kerke en hulle sieninge daar propageer? Ons tyd is klaar, daarmee moet ek sê, tot ziens agterkykers, ons sien die volgende week weer sterkte. Tot ziens.